Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. Dit voel so weird om net 3 klein bekertjies koffie te drink. Ek voel hierdie koffie gaan wyte vinnig opraak. Ek dink nie as jy kan onthou waar praat ons vandag nie. Dis nie genoeg koffie nie. Is jou koffie lekker? Ja, wel wag, laat ek eers 'n slukkie vat en proe. Ja, dalk moet ons koffie sis. Dis bietjie koud, ek gaan nie vir jou lieg nie. En dis Maar dit het ons 'n rukkie gevat om tot hier te kom. iets proe baie. Ek weet nie as dit vetterig. Okay, jy kan die intro doen. Tog dit was nie. Okay. O, maar jy het gevra, het jy gevra hoe was my week weer of het jy nog nie dit weer gevra nie? Okay, so hoe was jou week gewees? My week was lekker. Hoorie, dis nou eers Dinsdag. Ons praat asof ons 'n hele week. Ek dink dit is Woensdag. So hoe was gister vir jou gewees? Wat het jy gister gedoen? Gister, my kinders is siek, so ek het hulle net try soos lewendig hou. Jy het gesê Nancy wou heeltyd in die arms gewees Ja, het. ek Wat dink sy is besig om deur daai 4 maande sleep regression te gaan. Ek onthou met Malachi was dit vir my die mees soos uit alles uit was dit die challenging gedeelte. Maar sy was fine. Sy wou net heeltyd in die arms wees. Sy het daarom geslaap en as sy nie slaap is dan kan ek gaan sit. Ja. Waar met Malachi wou hy glad nie gehad het ek moes gaan sit nie. So As daar 'n tip is wat jy vir ma's kan gee wat deur is hierdie tipe van 4-month sleep regression gaan, wat sal dit wees? dit hou nie vir altyd nie. Wat ek gesê dit hou nooit op nie. Ek was so, Shanae, kan nie vir die mense sê die motivate nie. Nee, dis is dit as jy in die thick of it is, dan is dit challenging en dis nie lekker nie. En ek dink soos ek weet nie of dit net soos vir C-section ma's is of dit soos normaal kraam ma's ook is nie, maar my maagspiere is nog non-existent. So om die hele tyd te staan, Ja. soos my rug chop af. Maar ja, dit hou nie vir altyd nie. Hoe lank hou dit gewoonlik, sal jy sê? Ek dink Malachi se was 2 weke. Okay, ek dink dit is soos 'n maand ding. Wel seker, ek was seker mos wat voel dit nou aan maande aan, Dit voel maar soos jare. ja, maar nee, Malachi se was net soos 2-3 weke en Nina het gister eers begin wat sy half regtig net heeltyd in die arms. Maar vandag is sy weer fine. Hoekom ek het nou gekyk of sy nog daar op die bed ek sit. het nog nou so onthou ek my ma daar. Maar so sy het nou in die kot gelê en Rustig gechill. so ek weet nie of dit dalk was gister net Ja. dalk het sy net nie lekker gevoel nie. Ja. So, hierdie is Love Month of wat ook al, dit was laasweek Valentynsdag. Ja. Wat het julle gedoen vir Valentynsdag? Ek dink hierdie was die eerste Valentynsdag wat ek en Michael dit regtig nie eers gevier het nie. Soos dit klink nou baie sleg, maar ons het letterlik net 'n movie gekyk en dit was nie eers soos 'n romantic movie nie. Ons het popcorn gaan koop en ons het YouTube gekyk want soos dit was die dag wat ons teruggery het van Douglas af. So ons het letterlik niks gedoen hierdie Valentynsdag nie, wat eintlik hartseer is. In honor of Love Month het ons gedink kom ons antwoord 'n paar relationship vragies. Maar ek het gedink ons kan dalk begin deur om net te sê soos jy kan vinnig summarize hoe jy en Bernard ontmoet het en dalk kan ek dieselfde doen soos dat mense net daar vir agtergrond het. En ons albei is getroud. Julle is nou hoe lank getroud al? Ek dink dit was nou 6 jaar. Desember was 6 jaar. Ja, en ek en Michael's nou wel ons het nou eers ons 1 year anniversary gehad, maar ek dink ons almal kom al 'n baie lank pad soos jy en Bernard was ook baie jare voor julle getroud ook. Amper wou ek sê in 'n huwelik. Ek bedoel, julle was baie lank saam voor julle. Hoe lank is jy en my boetie nou saam? Ons is amper 10 jaar saam. Ons is ook al amper 10 jaar saam. Vertel 'n bietjie vir die mense hoe jy en Bernard ontmoet. So, Bernard en my boetie het saam onderwater hokkie gespeel. En die 1 jaar toe ek soos ek wil nou nie regtig met atletiek doen nie, so kom ek tra onderwater hokkie. En toe het een van die menere daar so uit vir Bernard gesê, hoorie, sy's net, sal jy asseblief net soos wys wat ek al want ek dink Bernard het my boetie hulle gecoach of hulle was besig om hom in die span in te trek of something soos dit. En toe het hy my gehelp en ek het geswem en wat ook al en toe ek die aand by die huis kom, toe sien ek daar's 'n boodskap van hom af om te sê jy het goed gedoen soos wat ook al en ja, dis ons ontmoet het. Waar ek het hy jou nommer gekry. Ek weet nie seker by my boetie of by O ja, okay. Maar wat baie snaaks is ek en Bernard het glad nie vir mekaar gehou in die begin nie. Soos niks. 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 En
dit was half, hy was elke liewe dag vir 'n maand lank by my huis. Ja. En Vir jou of vir Michael? ek weet nie. Want toe en ek is baie reguit. Hierdie ou begin bietjie hy's suspicious bietjie te raak. sas. En ek is baie reguit. So toe staan ons daar en ek is soos dit jy nie huis nie. En hy sê het jy nie vriende nie. Ja, en so. sulke goeders en sê dis dit net half ja, dit my genooi vir rugby en ek het gaan rugby kyk en dit was net vir mekaar begin hou. So kort weergawe, maar dis ook te danke aan jou dat ek en Michael ontmoet het, want anders sou hy nie by die atletiekdag gewees het nie. You're welcome. Hy het letterlik moes uit die jaar wat ek in die skool ingekom het hy na 'n ander skool toe geskuif. Ja. Maar toe met die atletiek, toe het hy my nommer kom vra en ek onthou net ek het so flippin stupid gevoel want hy het na my toe gekom en hy gee die foon vir my en hy sê "Hoorie, kan ek asseblief jou nommer kry?" En ek tik maar obviously ek is besig daar om te jitter van soos die nerves Want en ek meen alles. dis hierdie ou wat jou nommer kom En vra. ek was graad 8. So jy weet die graad 8 is jy's maar bang en nou is dit hierdie groot ou wat in soos daai tyd was hy vir my baie groot hy was want hy was toe graad 11 gewees. En toe het hy na my toe gekom en hy vra toe vir my nommer en ek tik my nommer in, maar nou is ek obviously soos baie nervous en ek gee die foon vir hom terug. Flippin stupid, ek vergeet om my naam in die foon soos in daarbo in te tik en hy sê "Ekskuus, hoorie, kan ek net dalk soos 'n naam ook kry?" Toe voel ek flippin stupid. Maar en toe van daar af het ons kind of begin praat, maar ook nie. En toe die eerste keer wat ons regtig begin carry het was toe julle ook in Hartenbos was en dit was eintlik toevallig dat ons toe ook daar op vakansie was. Ek moet sê ek het hom wel vermy, soos elke keer as hy iets wou gereël het om by mekaar uit te kom, ek was te bang vir hierdie ou. En ja, nee, ek was way te nervous. En toe elke keer as hy iets wou reël, dan ek het soos nee, sorry, soos ek kan nie, whatever. En toe die een middag was ek saam met my boetie en my neefie op die strand en toe het hy net besluit screw dit, soos hy gaan nou kom. En toe kon ek nie, soos my boetie en my neefie is besig om te swem, toe sê ek soos ek kan nou nêrens gaan nie. Anders sou ek 10-1 dit weer uitgestel het, want dit is flippin nerve-wracking. Dit is. Maar nee, toe het hy daar opgedaag en ja, soos hulle sal sê the rest is history en dit is al in 2017. Ek dink ja, dit was 2017. Ja. So met ons wat nou ons stories gedeel het, dink ek daar's baie mense wat sê ek meen ek dink ek en jy het ek sal nou nie sê raak nie, maar ons het opinies. Ons het daarom en ek sal sê ons het daarom 'n paar jaar na agter die blad. Met dating en dan verloof en jong trou en allerlei sulke goed. So ja, mense het vrae ingestuur en nou gaan ons dit maar net antwoord. My man werk oor see, gaan maar terug. Enige raad vir alleen mamma wees? My baba is dan 6 maande oud. Dis crazy. Dit gaan challenging wees. Julle gaan mekaar mis, maar ek dink om soos klein goedjies te doen wat half ek weet nie die verlange bietjie beter maak. Ja, ek kan nie eers dink soos met soos sy wat soos 'n 6 maande ou babatjie het en soos dis basically single parenting. Ja, soos jy wat nou hierso is sonder Bernard, soos jy experience ook in 'n way om nou soos alleen mamma kind of te wees vir jou twee kleintjies. So wat sal jy sê in die tyd wat jy hier was, hoe cope jy? Soos ja, hoe gaan jy aan? Ek dink dis klein goedjies wat ons doen. Punt nommer 1, jy het 'n village wat jou gaan help, soos jy moet net vra. Ja. En punt nommer 2 is ek en Bernard probeer regtig met mekaar uitkom. So dit sal al beteken dit soos ek lê in die aand wanneer al die wat ek die kinders neergesit het wat ek wil en ek gaan byvoorbeeld sitkamer toe en dan bel ek hom en dan soos 'n date night of sulke goedjies en ja, hou dit romanties. Verstaan soos net toe hy ver sit, beteken dit nie julle kan nie soos 'n verhouding hê nie. Soos dit maak dit moeilik, maar soos ek meen kommunikeer, punt nommer 1, dis baie belangrik. So en ek weet met die tydsverskil is dit ook nogals moeilik, maar julle gaan van albei kante af, voel dit vir my. Wel dis wat ek en Bernard doen is soos tyd en energie in die verhouding en sit ons ver. Ja, soos jy een keer 'n week nog steeds date night, flirt nog steeds met mekaar. Ek weet ek het nog nooit long distance gedoen nie, maar al wat ek kan dink is dat kommunikasie baie belangrik is. En veral as jy 'n kind het, soos want obviously ek dink dit kan nou moeilik wees as die kleintjie by die ma is, soos daar's nog steeds sekere soos ek wil sê boundaries en manier van hoe julle kinders saam wil grootmaak. So as jou man ver sit, soos hoe
achieve jy nog steeds daai van soos ek weet nie, maak dit sin wat ek Ja, sê? ek dink dit is belangrik dat soos kom ons sê byvoorbeeld al sit jou man ver en al stem nie saam met 'n sekere manier wat hy wil hê jy moet iets doen. Kom ons vat 'n stupid voorbeeld. Kom ons sê byvoorbeeld die man wil nie hê die kind moet pampoen eet nie. Dis regtig maar 'n stupid. Ja. Kom ons sê die man wil nie hê die kind moet pampoen eet nie, maar jy voel nie pampoen is van. Praat oor dit, maar soos dis nog steeds daai van soos jy moet ooreenstem met iets met die kind want dit is nog steeds sy kind, al is hy nie. Ek weet hy is besig om see te werk om geld in te bring om julle te support. Okay. Maar ek al my hoed af vir jou. Soos, Ja, dit is ek kan nie eers eintlik saam praat nie want soos ek sê ek hoef nog nooit regtig met dit te gedeel het nie. Maar parenting soos by mekaar is moeilik. So ek kan dink is challenging as jy nie by mekaar kan wees nie. Bernard, moet ek sê Bernard het 'n vraag. Ja, wat sê hy? Bernard het 'n vraag. Wat is anders van die huwelik wat jy nie verwag het nie, goed en sleg? Die dag toe ek en hy getrou het. Toe was dit half soos ek weet nie hoe om dit te beskryf maar dit het gevoel soos 'n heaviness wat ek nie geweet het ek gehad het van my skouers afgeval. Want dit het vir my gevoel soos okay, ons is nou een, ons is nou getroud. Ek meen dis nie dat hy net soos kan sy goedjies vat en loop nie. Dis 'n gevoel van security. Ja. En maar obviously as jy date en jy's verloof, jy het nog nie daai gevoel gehad nie. So jy weet nie jy het hierdie swaarheid op jou rug totdat dit gelig is nie. Sleg. Ek trou self nou. Ek dink oor ons uit twee verskillende huise uitkom, soos ons waardes is dieselfde, maar is nog steeds twee verskillende goed. So kom ons sê byvoorbeeld ek weet nie, laat ek aan 'n voorbeeld dink. Vir my is dit daai uit die twee verskillende huishoudings, maar as jy nou bietjie meer prakties moet dink, soos weet jy hoeveel keer het ek en Michael al gestry oor soos wat se wasgoedseep jy moet gebruik of wat se vir hom is dit soos okay, maar jy moet standaard liquid gebruik of jy moet hierdie of daar's net klein goedjies wat ek dink jy soos wat se kan die toiletpapier moet gaan of hoe moet die mes in virke gepak word. Exactly. En maar iets wat ek like wat Michael ook gesê het is soos jy kom uit twee verskillende huishoudings uit, maar eerder as wat jy toelaat dat dit soos konflik veroorsaak, is dit soos jy half skuur aan mekaar en julle vorm dan soos julle eie. So sê nou maar waar hy, kom ons sê hy het oumou in die huis gebruik nie dat hy ooit wasgoed gewas het nie en ek het sê nou maar Sunlight gebruik of whatever, is net 'n voorbeeld. En dan nou saam besluit julle okay, maar julle like wat 'n ander brand is daar. Ek ken nie eers die wasgoedpoeier nie. Ek beloof ek wasgoed. Maar ja, dis net soos jy skuur aan mekaar en dan vorm julle eie soos gewoontes en goedjies. So ja, ek dink dit is belangrik want baie keer dink ek sulke stupid goedjies van soos jy wat uit twee verskillende huishoudings kom kan konflik veroorsaak. Dan beklei jy oor letterlik waspoeier. Ja. Maar ek voel ook soos as dit net met dit kom 'n man moet nou nie so sê ek weet jy wat maar dis wat ons gaan doen en dan is 'n meisie nee ek weier om dit te doen wat ek wil soos figure dit saam uit dis lekker soos maar iets wat ek net sal sê soos of raad wat ek sal gee is moet nooit vir jou vrou sê maar my ma het dit so gedoen nie moenie just dat en vir 'n meisie moet nooit vir 'n man sê het jy al wag het jy al daai video's gesien waar die ou op die dak is en besig om die dak te fix my sukkel sy gat af en dan die vrou sê ek kan my pa bel om te help. Nee, dit is jy ek dink dis you don't go there. Soos as jy getroud is, you just don't go there. Vandat ek en Michael getrou het dit net gevoel asof die Here se blessing konstant op ons lewe is. Ek hoop dit maak sin vir mense wat luister. Ek dink ook iets wat vir my nogals baie uitgestaan het is hoe my en Michael se verhouding met die Here gegroei het en hoe ons as 'n paartjie saam gegroei het in die huwelik. Soos die huwelik het veroorsaak dat ons albei saam in ons verhouding met die Here groei. Ek hoop dit maak sin. Ek het jy al daai driehoek prentjie gesien van die Here wat bo is en dan hoe nader jy aan die Here gaan, hoe nader kom jy en jou man Exactly. En ek dink dit is ook soos as jy die Here jou fokuspunt maak, soos dan beweeg jy en jou man nader aan mekaar sonder dat jy dit eintlik agterkom. So en iets wat ons nou geïmplement het wat ook vir my soos amazing is. En dis 'n ander ding wat ek sal sê goed is van die huwelik is jy super vulnerable en ek dink dis kom weer terug op daai wat jy gesê het van want jy daai sekuriteit. So jy voel jy kan vulnerable wees.
iets wat ek en Michael ook begin doen het is om consistently soos saam nagmaal te gebruik wat super vulnerable is Ja. en soos ons het regtig dit nou 'n ding gemaak van soos ek praat met die Here, hy praat met die Here, maar ons sit daar saam mekaar soos of gaan sit net voor die Here se voete. Ek dink iets wat vir my sleg is wat ek nie verwag het nie. Ek sal sê dit speel ook 'n half soos 'n geestelike ding in, maar ek weet nie of jy hierdie ook al ervaar het nie, maar dit voel vir my vandat ek en Michael getrou het asof die duiwel regtig daarop uit is om ons huwelik te target. En ek dink as jy nie gaan sit en regtig by mekaar uitkom en want ek dink ons raak so besig met day-to-day life dat jy nie regtig agterkom hoe die duiwel is besig om te try soos jou en jou man uitmekaar uitkry of dat julle nie meer by mekaar uitkom nie, want ek en Michael het al op so 'n punt gekom waar ons so verby mekaar leef dat ons moet stil staan en sê soos want hy is besig met sy goed, ek's besig met my goed en ek dink met kinders saam kan dit nog makliker gebeur, maar wat ons dan stil staan en sê hoor hierso soos ons is actually lief vir mekaar, hierdie goed wat gebeur is nie van die Here af nie, soos dis regtig die duiwel wat traai soos ons ek wil sê uit mekaar uitkry, maar daar's 'n stadium in ons huwelik, 'n rukkie terug wat ons regtig gevoel het soos ons is 'n konstante target vir die duiwel. Soos en as jy nie gaan stil raak en regtig dit identifiseer nie, dan kan jy so maklik, soos dit kan so maklik probleme in jou huwelik veroorsaak. Net op die vorige vraag met die meisie wat se man oorsee is, wat sy kan doen is om nagmaal te hou saam met haar man. Ja, Ek second daai 100%, soos dit is iets wat my en Michael nog elke keer as ons gevoel het ons nie deur iets kan werk nie of as iets moeilik was, soos het ons regtig net saam by die Here se voete gaan sit en ek voel dit het nog elke liewe keer, soos dan staan ons verbaas na soos ek en Michael sê altyd as ons nagmaal gehou het, dan moet ons net soos ons flippin sokkies vashou of whatever, want dan daai volgende paar dae/weke sien ons regtig net die Here se, nie dat ons oor die algemeen nie die Here se hand in ons lewe sien nie, maar dan voel ons dit net so super intens. Ek dink ons moet dalk 'n podcast soos 'n episode maak oor soos want ek dink mense kyk nou na soos ek en my nagmaal, maar hulle soos ek maar dis nie Sondag nie, ons is nie in die kerk nie soos. En ek dink ons moet eintlik soos 'n episode maak oor wat ons praat oor wat ons geloof en al daai goeders vir ons beteken en goeders wat ons doen wat ons koop om die wêreld. Ek sal dit baie like. Ek sal dit regtig baie like. Kyk, gaan ons aanbeweeg na die volgende vraag toe. Dis baie net die vraag. Ja, yesterday ons het hier heeltemal. Okay, where to start with wedding plans? Yesterday, ek sal sê, waar ek begin het is ek voel die heel belangrikste ding is soos jou rok, jou man se suit en 'n trouvenue. Dit is waar ek sal ek weet nie ek voel wedding begin by 'n datum. Ja. Ja, dit is ook belangrik. Ek en Michael het so maklik op die datum besluit. Ek het nie eers dit gaan nou oor my kop. Soos kry 'n datum, okay, soos 'n paar datums, maar en dan kyk jy as jy al lankal 'n droomvenue het en hulle het so sekere datums, great wat ook al, maar obviously 'n venue, dis een van die eerste wat jy moet doen. Dit voel vir my asof ek so lank terug troue beplan het, maar dis net my paspoort en brein. Is die belangrikste en 'n fotograaf. Venue, fotograaf en 'n trourok. Ja. Dis die 3 goed wat ek sal sê is belangrik. Want die trourok kan ek wil net sê die trourok kan tyd vat afhangend nou van waar jy dit laat doen en of jy dit laat maak of koop of wat ook al, of dalk vat dit jou 'n hele rukkie soos 'n hele paar fittings voor jy nou op jou rok besluit. So ek sal ook definitief sê obviously kies 'n datum, dan kies jou venue en bespreek dit en 'n fotograaf sal ek ook sê, want soos wat jy sê hulle is gewoonlik soos die hele jaar vooruit geboek, veral as jy 'n goeie fotograaf kry. Ek sal ook sê 'n goeie fotograaf en videograaf vir jou troue is soos die belangrikste investment wat jy kan maak. Ek en Michael het met ons 1 jaar het ons gaan sit en terugkyk op al die soos unedited, soos raw footage, soos video's, het ek en hy hier gesit en huil, soos, en even toe ons hele goed teruggekyk het nou die dag, wel, dis nou ook al 'n hele rukkie terug, maar dit is net daai emosie, en soos as jy dit op video het, dit is net. En ek weet ons baie mense wat sê, ja, dis fyn jy net 'n fotograaf, moenie video's nie, maar video gee soos, video gee net soos die emosie, soos jy kan die foto's sien en is mooi, maar video gee die emosie. Dit is ook eintlik hier soos my goal vir die jaar is om
minder foto's te neem, maar Meer meer video's, dit want jy is- kan foto's uit video's uitmaak. Ja, nee, ek stem 100% saam met jou. En ek dink ook toe ons hierdie jaar sit en ons kyk terug op daai video's, toe sê ek soos, okay, ek sien een dag spyt oor dat ons fotograaf gekos het wat dit gekos het nie. Want dis letterlik al wat jy het om op terug te kyk. Baie keer het jy nie eers meer jou trourok nie, of dit was net 'n rok wat jy gehuur het, of jy het hom weer verkoop, of wat ook al, whatever the case may be, soos al wat jy regtig het om op terug te kyk is video's. Het jy nog jou trourok? Ek het nog my trourok. Ek wou hom soos verkoop het, maar Michael is baie sentimenteel. So ek het nou nog my oorbelle van matriekafskeid waaroor hy soos na sy matriekafs wat ek na sy matriekafskeid toe gedra het. Hy is verskriklik sentimenteel. Soos hy hou alles. So ja, hy wou nie ek moes my rok verkoop nie. En op 'n stadium toe voel ek net soos ja, ek kan nou R20,000 kry vir die rok. Maar I mean, hoe vinnig spandeer jy nie R20,000 nie? Soos dit klink nou baie, maar jy kan dit tjoef-tjaf spandeer en dan het ek nie meer my rok nie. En ek voel ook my rok is soos nie one of a kind nie, maar I mean, ek het nog nie iemand anders met so 'n rok gesien nie. En dis is, So, byvoorbeeld, dis nie heeltemal van topic af, maar as jy 'n trourok het en jy het 'n dogtertjie, ek meen, ek verwag nie dat Nina in my trourok moet kry nie, maar ek meen as sy soos as jy die opportunity vir haar kan aanbied en Ja. sy, I mean, dit kan sy kan baie dit special heeltemal wees. verander, sy kan net die Ja. lys afhaal, sy Ja. kan die lys Ja. afhaal, al daai goeters, maar Ja, nee, ek stem saam. Soos ek aan die begin initially het ek gedink ek sal dit wil verkoop en die geld vir iets wil gebruik, maar toe besluit ek net nee, dis te spesiaal. En ek dink soos dalk oor 'n paar jaar van nou af, dan soos wil ek net weer kyk of ek nog in my trourok kan pas. Dit kan funny wees om dit ewen aan te try vir 'n video. Dalk pas dit glad nie, maar dis nog steeds weet jy spesiaal. wat sal flippend snaaks is, maar ek twyfel want ek gaan ook nie nou in my trourok pas nie. Ja. Is as ek en jy hierso sit en Dit ons was altyd trou. ons trourokke aan. Iemand het gevra, hoe was julle relationship na die baba? Ek dink ons het so 'n bietjie aan dit geraak met die vorige episode of meer in diepte gegaan. Maar net om dit op te som, dit was challenging want ons het mekaar op een manier geken en nou is daar 'n baba en nou leer ons mekaar op heeltemal 'n ander level ken. Ja. Maar met dit gesê voel ek ons is closer. Ja. Want dit soos dit klink soos cliché en al daai goeters, maar die Here se hele purpose is vir 'n man en vrou om te trou en kinders te hê. En dit het as jy letterlik in sy wil is, dan maak nie saak wat die duiwel sê of try doen wat ook al, soos hy gaan hy Ja, hy gaan gaan nie dit succeed regkry. nie, ja. So ek wou nooit kinders gehad het nie en nou het ek kinders en nou is ek en Bernard closer as wat ons was voordat ons kinders gehad het. Ja. So waarna ek ook nou dink is 'n relationship na die baba. As jy gedink het jy is vulnerable voor soos terwyl jy net getroud is voor kinders, jy gaan vulnerable wees soos baie meer want ek dink jou man sien jou in angles wat Ja, nie nee. uitdink. Michael, ek weet nie of het ek hierdie al op die podcast gesê of het ek dit vir jou vertel nie, maar Michael het letterlik video's van my organe geneem waar hulle besig was om my te opereer. En nou die dag wil ek deur sy foon gaan om soos die video's vir my te stuur wat ek soek van die geboorte, maar nie flippin, ek was nou nie soos okay, ek wil my organe sien nie, maar toe besluit ek net nee, laat ek hom eerder los om vir my die video's te stuur want nou sien ek daar my nier of my lewer of iets wat op 'n tafel lê. Ek dink partykeer vergeet jy om soos romanties met mekaar te wees of soos wat jy gesê het soos om met mekaar nog steeds te flirt en daai tipe van goed. Ewen as jy trou, omdat jy nou daai security het, dink ek vergeet jy partykeer om nog steeds met mekaar soos jy weet soos daai Precies. Net oor julle nou getroud is, beteken nie julle kan nie date. Presies. Ek en Bernard het agtergekom dat as ons toe ons nou vir ons huwelikserdenking het ons net soos na 'n restaurant toe gegaan en dit gaan celebrate. En ons het daar besef ons kan nie met mekaar, wel nie ons kan nie, ons praat die hele tyd met mekaar oor die kinders. Want soos, het jy gesien hoe cute het hulle dit gedoen en dit en dit. So ek en hy het nou al 'n reël gemaak, as ons op 'n date night gaan, mag ons nie oor die kinders praat nie. Hoe weet mens of iemand die een is? Ek glo nie daar's net een persoon vir Ek dink ook nie, ek glo dit nie. Ek glo nie en soos wat sit in Engels? Jou soulmate. Ja, ek glo nie daar's 'n soulmate nie. Ek glo jy kan letterlik vir enigiemand lief wees. Ja.
So ja, ek glo nie daar's net een persoon en as daai persoon nou dood is in 'n karongeluk, shame, sorry vir jou, maar soos ek glo nie daar nie. Ek glo as jy hard werk en as dit die Here se wil is en as jy regtig met die Here in jou verhouding soos die Here in jou verhouding innooi, is enigiets moontlik. Ja, ek dink ook so, soos ek dink nie jy gaan presies weet of daai persoon die een is nie, maar soos wat jy sê, enige verhouding verg soos harde werk en al tik hy nie al jou boksies nie, soos dit is iets waarna toe soos towards jy kan werk. Die boksies ook is soos moet nou nie soos okay, weet jy wat jy wil hê die ou moet super blaas wees, jy wil hy met blou oë hê en hy moet hierdie tattoo hê en hy moet dit soos ja, jy weet wat is jou smaak, maar net as daai ou nie daai fisiese boksies tik nie, kyk dieper na soos okay, maar maak hy my lag. Okay, maar draai my op letterlik 'n goue skinkbord en soos serve hy my en hoe sy verhouding met die Here en soos daai tipe boksies is baie meer waardevol as soos okay, sorry, ek kan nou nie met hierdie ou trou nie want hy het nie brein oë nie. Ja, nee, ek stem 100% saam met jou en ek dink ook soos as jy dit 'n gebedsaak maak en jy vra die Here om iemand oor jou pad te stuur soos en jy is dan sensitief vir die Heilige Gees se stem. Soos ek voel dis die naaste aan die een wat jy kan kom. Okay. Wat 'n oude Ek sit vas in hierdie posisie. Ja, my een been is baie seer. Hierdie buite. Wat is tans julle grootste challenge en hoe benader julle dit? Dis 'n goeie vraag. Soos in life of Nee, soos in jou kom ons sê net maar in jou huwelik. Ek dink my en Michael se grootste challenge op die oomblik is soos kommunikasie en baie keer sal ek met hom praat en as hy besig is met ander goed is ek soos 'n nul op 'n kontrak vir hom soos hy kan nie fokus as ek praat en hy's besig met iets anders nie. Baie keer sal ek ook met hom praat en dan later aan sy kwaad vir hom oor hy my nie geantwoord het nie en dan sê hy vir my hoorie wanneer het jy dit vir my gesê of wat ook al. So dit is iets waaraan ek en hy op die oomblik baie hard werk is om beter met mekaar te kommunikeer. Want baie keer voel ek dan soos nie gehoor nie. En ek dink nie dit is noodwendig as prins dat hy dit doen nie, maar sy kop is op soveel verskillende plekke. Ja, ek en hy moet regtig net beter leer met mekaar kommunikeer. So ek dink dis wat ons nou try doen. Hy sê altyd vir my as jy nou met my praat, sê eers my naam. Soos laat jy kan sien ek fokus en praat dan met my want dit het nou al 'n hele paar probleme veroorsaak. Ja. Wat sal jy sê as jy dit sê? Ons het 'n challenge, maar ek dink nog nie soos ek wil nou daaroor praat nie. Okay. Maar Is daar iets bietjie ligter of iets waardeur jy al gewerk het ek wat dink jy kan share? kommunikasie is ook een. Want dis weer ding van soos hoe ek en Bernard verskil. So toe ons die voorhuwelikse kursus gedoen het, toe kom ons agter in 'n social omgewing is Bernard 'n ekstrovert en ek 'n introvert. Wanneer ons beklei dan's ek 'n ekstrovert en hy's 'n introvert. Ja. So die manier hoe as ons in soos 'n argument is of beklei of wat ook al, dan wil hy soos kom ons sê uitgelos word en hy wil dink oor goeters. Waar ek is soos okay, kom ons beklei dit uit, kom ons skree op mekaar en dan kom ons oor dit en gaan aan met ons lewe. So ek dink dit is nogal so 'n challenge want soos byvoorbeeld as Bernard, as Bernard oor hy eers oor goeters wil dink dan hy soos dan wil hy wegloop en uit die situasie uitkom, maar dan trigger dit nou weer iets by my want in my vorige verhouding as het soos hy wegloop en dan het ek nie geweet gaan hy terugkom of nie. Waar met Bernard is dit nou weer van soos okay, maar as hy nou beklei en al daai goeders dan gaan hy goed sê wat hy nie bedoel nie, gaan op emosie reageer. Exactly. Dis presies so ek is. Dit maak vir my sin, maar dit maak dit nie makliker nie. So ja, ek dink dit is een van ons challenges is om uit te figure soos okay, maar hoe moet ons nie beklei nie, maar soos wat dis doen om Ek stem saam, ek voel ek's in daai opsig baie soos Bernard, soos ek shut down as soos ek in konflik is met iemand. Soos ek wil dan net op my eie wees, ek wil nie daaroor praat nie, ek wil dit nie uitsorteer nie. Maar die ding wat ek sal sê, wat ek besef het van dit wat baie sleg is dit is dan asof jy op dit sit en broei. So waar dit nou net uitgesort kon gewees het, sit ek nou en broei op dit en eintlik werk myself net nog meer op. En ek moet sê die laaste tyd, soos ek
daarvoor kan ek myself wel soos 'n pat on the shoulder gee want ek voel ek het beter daarin geraak om dadelik eerder goed uit te kommunikeer want ek het al agtergekom soos dit web op en dan op die einde van die dag dan is dit eintlik 'n baie groter bekleierery as wat dit initially sou gewees het as jy dit net van die begin af uitgesort het. Maar ek is ook iemand wat baie soos op emosie reageer, so ek dink dis ook hoekom ek shut down. Waar Michael sal dit dadelik wil uitpraat en ek is nie. So dit wys eintlik ook hoe mense persoonlikhede verskil. Toe ons ook die voor die huwelikse kursus gedoen het ek en Michael besef ons persoonlikhede is so totally different. Ons hanteer ook konflik op baie ander maniere en ons kommunikeer verskillend. So ja, dit is hoe boring sou dit gewees het as ons net presies dieselfde was, verstaan jy? Is 'n verhouding baie anders as 'n huwelik. Ja, baie. Dit is vir my baie lekker dit. Yet again, dit is daai sekuriteit en ek weet soos ek voel sekuriteit want ek en Bernard glo dieselfde ding. Skei soos ons het gesê, weet jy wat, ons is nou getroud. Ons gaan nie skei nie. Of ons moet dit nou maar uitfigure, ons moet nou met die Here gaan na probleme toe, maar ons gaan nie skei nie. En met daai mindset voel dit vir my soos as ons beklei, as Bernard in sy slegte sleg is, as ek in my slegte sleg is, weet ons okay, maar ons kan nog steeds na mekaar toe gaan en sê, weet jy wat, yes, ek het rock bottom, soos ek kort op en ek weet hy gaan nêrens heen gaan nie en hy weet ook ek gaan nêrens heen gaan nie. So, dis ook 'n relationship advice is soos as jy getroud is, moenie skei op. Dit moenie eers in jou woordeskat wees. Ek en Michael het van die begin af ooreengekom. Dis nooit iets wat jy in 'n soos as jy nou besig is om te beklei, dis nooit iets wat jy eers opbring nie. Soos dit is nie iets wat jy nou kan gebruik om die ander persoon mee seer te maak of te ek en hy net agree dit is nie 'n woord eers in ons woordeskat nie. Soos ons sê dit nie, ons praat nie daaroor nie. Want ja, dis net want as jy dit hardop sê dan sit net nog iets vir die duiwel kan gebruik want kom ons sê byvoorbeeld ek en Bernard beklei, ek sê vir hom, weet jy wat, dan kom ons kyk. Kom ons want jy's nou nie meer happy nie, kom ons kyk. En dan al bedoel ek dit en al weet hy ek is nie ernstig oor die skei nie, kan die duiwel nog steeds dit gebruik van om twyfel en om te skep. Maar twyfel en om te skep want dan begin daai gedagte broei van soos okay, ek weet sy het dit nie bedoel nie, maar hoekom het sy dit dan gesê? Soos hoekom het sy dit gesê as sy dit nie bedoel het? Soos byvoorbeeld daar's 'n waarheid in elke grap. Ja, my bene is ook seer. Anders kyk my bene uit na my knie. Ek kort cute 20. Iemand het gesê ek is 34 weke swanger. Dit voel of ek en my ou uit mekaar dryf. Wat kan ons anders doen? So ek neem aan hulle is nie getroud nie. Ja, ek dink so. Okay, ek gaan 2 scenario's gee. Die eerste scenario is as jy getroud is dit soos okay, jou hormone speel 'n groot ding. Moenie alles soos kop toe vat nie, soos hormones. Ek was vrek ongemaklik toe ek ook swanger was. Ek het op Bernard geskree want daar was die piesang se melk in die huis. Of asof jy sê mag nie chocolate eet, jy weet genoeg chocolates gehad, soos excuse me. Maar sien dan het jy nou daai sekuriteit waarvan jy gepraat het want jy is getroud. So dis net soos okay, hy kan nie weghardloop nie. Hy moet maar deel waarmee hy getrou het. Exactly. So ek dink soos just relax. Date gaan op date nights, try mekaar prioritiseer, geniet die laaste rukkie wat julle saam as net die twee van julle is voordat die baba kom en dan die hele dynamic verander as die baba eers is. Verbeter, maar soos enjoy hierdie oomblik. Ek weet dit is nou nie voel nou nie asof jy dit kan enjoy nie, maar try. As julle nie getroud is nie, ek gaan baie reguit wees trou. Julle is nou basically klaar getrou in die Here se oë. Sodra ek weet nie trou. Ons het soos wat ons ook nou vasgestel het, is soos die laaste ding wat die duiwel wil hê is dat jy moet trou. Of dat mens getroud moet wees. So hy kan iets so klein soos 'n miskommunikasie ewen gebruik om julle uitmekaar te probeer kry. En soos wat jy ook gesê het, dus dit is nou in die Here se oë is julle klaar een, julle is nou in die Here se oë getroud. So dit gaan net om soos
die kind soos om deur die swangerskap te gaan, om kinders groot te maak, al dit is, gaan dit net soveel makliker maak. Trou, gaan kerk toe, kry mentors wat kan soos goeie inspraak in julle lewe hê. En ook Ja. ek sal sê, soos maak die Here die fokuspunt van julle verhouding, Maak hom want in die middel. dit is presies wat ons gesê het, soos as jy op die Here fokus, gaan julle nader aan mekaar beweeg en ja, En dis dit dieselfde is soos as jy voel jou kerel of jou man of jou wat ook al wil nou eintlik niks meer met jou te doen hê nie. Bid vir julle verhouding. Verstaan, tree in vir maak julle dit 'n- verhouding. ja. Maak dit 'n gebedsaak, kry mense, jou mentor, wat ook al, jou selgroepie, wat ook al. Kry mense wat saam met jou bid oor hierdie saak. Kry 'n vriendin met wat dieselfde waardes as jy het, bid oor saam oor die saak en laat die Here sy werk doen. Moenie Ja, maar dit nie in jou eie ja, hande moet dit nie in jou eie hande vat vat nie, want dan kan jy jou beloof dit gaan nie werk Ja. nie. Maar ja, dit sal my raad wees. Ek dink dit is baie reguit, maar trou Ek stem saam van en ek kerk ek toe. dink iets wat ook kan help is tog om jouself te surround, soos want die support wat jy in jou lewe het, gaan soos veral in swangerskap, soos ek wil sê is baie belangrik, maar jy wil ook seker maak die mense met wie jy jouself surround, soos jy moet kyk na wat se tipe mense dit is. Ons almal weet soos jy word geken aan die mense met wie jy jouself omring. Ja. En as dit Jy word die mense persoon met wie jy jouself presies en jy wil hê die mense wat soos rondom jou is deur swangerskap, deur geboorte gee, deur al hierdie goed, deur 'n kind soos as jy nou kinders moet grootmaak, wil jy hê dit moet mense wees wat dieselfde waardes het as jy, wat die Here ook in hulle lewe prioritiseer, want dit is die soos die mense wie jy kies om jou te ondersteun in hierdie is ook baie belangrik, Ja. sal ek sê. Want dis ook die mense vir wie jy raad vra. En afhangend van hoe hulle verhouding met die Here lyk, gaan die raad wat hulle vir jou gee anders wees. So, iemand het gevra die beste manier vir nuwe jong getroudes om finansies te split. Ek dink nommer 1, jy split nie jou finansies nie. Ek Ja, sien dit nie as ek my second dit. finansies, jou finansies nie. Ek en Michael het van die begin af gesê as ons trou of wanneer ons trou, dis ons finansies. Dit is nie van my geld, jou geld nie. So daar is nie eers van jy moet dit split nie. Maar kom Julle ons split nie 'n bed nie, hoekom jy finansies split. ja, presies dit. Maar ek dink wat ons dalk dan nou kan antwoord is, okay, hoe lyk dit om jou finansies te share? Soos hoe lyk dit vir julle? Hoe werk julle met julle finansies? Ons split dit ook nie. Al ons geld gaan in 'n gesamentlike rekening in en uit daai rekening uit word al ons rekeninge betaal. En dan sal ons byvoorbeeld, dis nie 'n ding van soos okay, ek vra vir Bernard, hoorie, ek wil dit koop, kan ek geld kry? Dis nie hoe dit werk nie. As ek voel ek moet gaan kos koop en al die goeders, ja, obviously praat ek en hom te sê, weet jy wat, hier's 'n budget vir die kos, so ek weet, okay, hierdie is die budget vir die kos, ek gaan koop kos, maar ek bly in die budget. Dis nie 'n ding van soos hoorie Bernard, ek moet gaan brood koop, kan ek geld kry nie, want dit werk ook nie vir my nie. Ek wil nie mense vra vir geld nie, ek verdien ook geld. So dit gaan saam in 'n rekening in. Ons betaal rekeninge, ons sit 'n budget, ons almal weet wat in die budget aangaan, al daai goeders. En dan sal ons gaan kos koop of koffie koop of wat ook al. As dit nou wel 'n ding is van soos weet jy, ek weet 'n vriendin verjaar hierdie maand of wat ook al, dan sal ons dit ook bespreek en ons sal sê ek weet jy wat, ons gaan 'n X bedrag sit towards daai ding. So wanneer dit nou kom wanneer ek 'n geskenk moet koop, weet ek wat dit is, want ons het dit saam bespreek. Dis nie 'n ding van ek gaan vra hom vir geld nie en hy kom vra my nie vir geld nie. Ons bespreek dit soos wat jy sodat bespreek. jy op dieselfde blaadjie is. Want tog op die einde van die dag soos ons almal moet budget en jy moet by 'n budget bly om deur 'n maand te kan kom. Ek dink vir my en Michael is dit ook presies dieselfde, soos ons albei weet wat in die finansies aangaan. Hy hanteer die groter soos uitgawes meer as wat ek doen, soos hy weet meer wat daar aangaan. Maar op die einde van die dag is dit presies dieselfde. Ons albei weet dit is hoeveel geld daar is vir kos, dit is hoeveel geld daar is vir spending of whatever en ons stiek by dit, maar dis ook nie soos ons vra mekaar vir geld nie. Ons albei, dit gaan ook nie oor wie se salaris is groter of whatever nie. Dit is daai geld wat inkom is soos julle geld en ek voel
ja, dis die beste way om Ja, about dis it te gaan minder want so complicated. en sodra dit begin raak my geld, jou geld, dan kyk, want geld is al klaar voel ek die nommer 1 topik wat mense so maklik oor kan beklei. Ja. So ek dink sodra dit ook raak my geld, jou geld, die argumente wat van dit kan kom, dink ek is al klaar en dis iets wat die duiwel ook kan gebruik om jou en jou, want geld is letterlik die een ding wat ek voel enige iemand in 'n baie lelike mens kan verander. Of nie noodwendig geld nie, maar as jy soos geldgierigheid, kom ons sê dit, of as jy nie jou finansies as een sien nie, dit kan baie groot argumente veroorsaak. So ja, nee, Kan ek nog 'n tip gee? Betaal jou tiende. Ja, dit is iets wat Voordat jy enigiets doen, betaal jou tiende en voordat jy jou sien-order insit, betaal jou tiende. Ek stem 100% saam met jou. Soos ek het van die begin af gesê ek wil toe ek begin werk het, soos ek wil my tiende betaal. Soos ek het en dis iets waaroor ek baie nie trots is nie, wat is die woord? Soos ek is net dis iets wat ek nog consistently doen vandat ek begin werk het. Even nou as ek soos met brands werk en goed, aan die begin het ek gedink, daai thought het so vinnig soos wat hy by my kop ingegaan het ek soos hom gevange geneem en gesê soos no way. Maar even nou as ek met brands werk, soos ek betaal nog steeds my tiende, en dit ek moet ook sê my en Michael se finansies lyk baie beter vandat ons besluit het soos tiende betaal is vir ons soos nommer 1 prioriteit. So Ek het soos testimonies wat ek kan share. Ek gaan nie nou nie want soos maar ons kan later oor praat, maar ek het testimonies wat ek kan share. Ons kan dalk 'n episode doen oor finansies. En dan kan Bernard dalk ook insit op dit. Ja, want vandat ons tiende betaal het, het ons minder geld gekry, salaris gewys, maar ons het meer met ons geld gedoen as wat ons het toe ons 'n groter salaris gekry het en nie tiende betaal het nie. Dis ek en Michael kan van dieselfde getuig en I mean daar's so baie stories. Ons kan 'n regte episode maak oor finansies en soos 'n geloofsepisode want ek voel soos ons praat nou soos hot takes en ons praat nou van soos postpartum en al daai goeters, maar al hierdie goeters gaan oor soos jy gaan niks kan doen sonder die Here nie. En I mean as ons deur al hierdie goed waardeur ons nou werk en ek dink waardeur baie mense werk, soos op baie van dit is die antwoord om net by die Here se voete te kom. So ja, ek dink dit is nogals dis nou 'n common denominator deur hierdie hele Dit is soos die rots, maar hoe kan ek sê soos of die basis is ons verhouding met die Here, maar daar's tips en triks wat ons gebruik, maar die basis is die Here. Maar iets wat hierdie hele gesprek my laat besef het om oor soos huwelik, verhoudings, wat ook al te praat is asof alles terugkom na Jesus toe. En dis eintlik vir my nou so mooi, soos ek besef nou eintlik elke vraag sover, dis asof dit regtig soos terugkom na Jesus toe. How do you keep your religion so strong between the both of you? Just nou, dis is jou en jou huwelik. Dis een ding om saam kerk toe te gaan en dis een ding om saam Bybelstudie te hou en al daai goeders, maar ek dink jy moet dit apart ook doen. Want daar kan klomp goed gebeur en soos daar's nog goeders waardeur ek en Bernard self werk wat ek in 'n latere episode dalk sal oopmaak oor, maar dit voel soos hierdie tyd wat ek en hy nie by mekaar is nie, is die meeste wat ek en hy antwoorde gekry het as wat ons het oor ons saam was, want as ons dit saam gedoen het, dit was te complicated om hierdie spesifieke situasie saam te doen. So jy sal sê soos fokus julle twee apart ook op die Here. Ja, werk groei ook aan apart jou verhouding met die Here sodat julle dit kan saam doen. Ja, iets wat ek dink vir my en Michael, obviously soos ek nou gesê het, is om nagmaal saam te hou. Ek sal dit vir almal recommend, soos dis die beste ding wat ons nog ooit kon gedoen het. En nou dat ek eintlik daaroor praat, besef ek hoe lank terug ons dit gedoen het en dat dit definitief iets is wat ons nou weer binnekort moet doen. Maar iets wat ek ook sal sê is ek was altyd te skaam om vir Michael te bid en vandat ons saam begin bid het, is dit soos dis 'n game changer. Soos ek sal regtig sê dit doen magic. So dit sal my advies wees, bid saam. Soos moenie skaam wees om saam te bid nie. Kyk, daar's altyd een persoon in 'n verhouding of in 'n huwelik of wat ook al wat ek voel meer, daar gaan altyd een van die twee wees wat meer consistent is. Sê nou maar met Bybel lees, maar as jy die een is wat meer consistent is, soos
hou jou significant other accountable. Dis wat ek sal sê. Want I mean, dis ook iets wat ons kan share, maar dit is hoe ek en Michael begin Bybel lees het, is omdat ons mekaar accountable gehou het. Elke keer as hy nie Bybel gelees het, het ek reguit vir hom gesê, en dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet mekaar accountable hou, en jy moet mense in jou lewe hê wat reguit vir jou sal sê, luister maar, wanneer laas het jy Bybel gelees? Ja. Of so ja, dit is net daai Ek het accountability. nou die dag vir my gesê, dit eintlik alles vir my so in perspektief gesit, van soos, jy en jou partner as individuele kan nooit 100% gee nie, maar saam maak julle 100%. So, kom ons sê byvoorbeeld, ek het 'n crap dag gehad, ek voel nie lekker nie, wat ook al, en ek het letterlik 40% om te gee in die huwelik, 40% om te gee as 'n ma, 40% om te gee as 'n Christen, alle goeders, dan moet Bernard 30, nee, 40, 7, nee, 60. So daai Die wiskunde het nie nou gewiskunde. Ek hoop nie Bernard gee net 30 nie, want dan staan julle op 70%, want julle geskroe. So, as ek net 40% het om te gee, dan gee Bernard 60%. As ek 0% het om te gee, dan gee hy 100%. As hy 10% het om te gee, daai dag gee ek 90%. Want so hou ons mekaar at 100%. Ja, nee, ek stem 100% saam, soos, en dis iets wat ek sal sê is regtig, soos, wees reguit met mekaar as dit kom by geloof. So dan vir die volgende episode sal ek 'n storie opsit, dan doen ons soos TMI girl questions. Ek dink dit kan baie fun wees. Weet jy wat moet ons dalk doen? Wat? Is wanneer Bernard dan nou hier is, in plaas daarvan dat ons kan eintlik 2 episodes doen, soos die een waar soos jong trou al daai goeders, maar die ander ene dan sit soos girl products. Ja, dan moet hy hy uitfigure wat dit is. Ja, dit sal funny wees. Maar ons kan dit sommer net soos 'n reel op die Ja, dit sal baie oulik wees. So volgende week is dit TMI questions, soos Ja. girl TMI questions. Ja, TMI Van girl soos questions. Borsmelkbrood tot Ja, enige iets wat periods, TMI is, of melkkoers of whatever jy wil weet. I mean, ons het nou al soveel geshare. Ek voel al klaar asof mense baie van ons lewe weet. maar dit is cool. Ja, nee, ek love it. Cheers vir eers, dis koffie vir 2.